Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se woordverkondiging. Ons is dankbaar dat die Here weer eens 'n geleentheid geskep het waar ons as medegelowiges rondom die woord van die Here kan saam wees. Aan u wat vir eerste keer inskakel, baie welkom en mag u ook werklik die Here se woord besonder beleef en daarin sy genade en sy sorg raak sien. Kom ons sit net so, dan neem ons 'n oomblik vir stil gebed. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Skrifwoord 11-2. Ons gaan daarvan saam sing verse 1 en vers 2. Hierdie skrifberuiming is 'n omdigting van die gedeelte wat ons ook vanoggend gaan saam lees vir die prediking. Jesaja 43 verse 1 tot en met vers 7. En hier in vers 1 kry ons die kosbare troos: jy hoef nie bang te wees nie, want jy behoort aan my. Ek roep jou naam, o vrees nie, jy's myne, jy is vry. Hierdie kosbare woorde waarmee die Vader ons troos, sing ons dan ook tot sy eer. Skrifberuiming 11-2, verse 1 en vers 2. Daarna gaan ons saam ons geloof bely. O Jakob, hoor nou luister, o Israel, gee ag. So sê jou Here Skepper, jou Maker in sy krag. Jy hoef nie bang te wees nie, want jy behoort aan my. Ek roep jou naam, o vrees nie, jy's myne, jy is vry. Die waters van riviere sal jou nooit vol oorvloei, en gloed en vlam van vure sal jou nooit fel verskroei. Want ek is die Here, ek bly altyd jou God. As Heilige, as Here, verander ek jou lot. Vanoggend bely ons dan ook saam ons geloof saam met die kerk van alle eeue, deur saam te bely die apostoliese geloofsbelijdenis, ook bekend as die 12 artikels van die Christelike geloof. Hierdie belydenisskrif is 'n kernagtige opsomming van dit wat ons glo, dit wat ons bely, dit wat die kern is van ons godsdiens. En daarom bely ons dit ook vanoggend saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister dan vanoggend ook saam na die wet van die Here, soos wat dit vir ons gegee word in Eksodus 20, en vanoggend gaan ek dit dan vir ons voorhou uit die nuwe Afrikaanse 2020 vertaling. Kom ons luister saam na die wet van die Here uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar
Troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here deur Psalm 25 vers 2 saam te sing as inleiding tot ons gebed. Hierin erken ons dat ons selfs tot niks goeds in staat is nie en daarom afhanklik is van die Here om te kan doen wat reg is. En daarom pleit ons hier: leer my Heer u reg te wee. Wys die regte pad my aan en maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Kom ons sing saam Psalm 25 vers 2, daarna gaan ons saam bid. Leer my Heer u reg te wee, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want u is my heil, o Heer, u is ek altyd te wagte. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, dankie vir die kosbare voorreg om u woord te mag hoor. Waar ons onsself weer eens in 'n vreemde tyd bevind, waar ons regering ons verbied om fisies as geloofsgemeenskap by mekaar te kom. Dank ons u dat u woord nog steeds nie geboei kan word nie. Dat u woord steeds vas en seker is en dat u sorg nie ophou nie. Ons dankie dat u ook vanoggend hierdie geleentheid gee, waar ons op hierdie wyse ook u woord mag hoor, tot u eer kan sing, u naam kan bely en tot u kan bid. Ons bid vir elkeen wat vandag die woord gaan verkondig, dat dit opreg en suiwer en waar sal wees. Ons bid vir elkeen wat die woord vanoggend gaan hoor, dat die krag van hierdie tweesnydende swaard wat u woord is, duidelik sal word in die lewens van hierdie gelowiges. Dat daar sal getroos word waar troos nodig is. Dat daar bekeer sal word waar bekering nodig is. Maar dat daar niks anders sal verkondig word en gehoor word as die boodskap van die opgestane Here Jesus Christus nie. Maak dan nou ons harte ontvanklik. Maak ons gewillig en lus en honger om te hoor en ter harte te neem. Dat dit wat ons vanoggend hoor, deel sal word van ons lewens. En ons medegelowiges met ywer en opwinding daarmee sal bedien. Vergewe al ons gebreke, Here. Gebrek aan liefde, gebrek aan ywer in die koninkryk. Maar bo dit alles bid ons vergewe genadiglik al ons sondes. Ons kan dit nie verdien nie. En daarom bid ons dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord op ons gebed deur weer eens saam te sing in Psalm 25. Hierdie keer sing ons saam verse 4 en vers 7.
Vers 4 sing ons, God is goed en al sy handel en sy pad is enkelreg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. En so sien ons hierdie genade van die Here, dat hy ons as sondaar mense toerus en versterk en verander, sodat ons kan doen wat hy van ons verwag. En daarom hou ons oë op die Here gerig, wat ons so getrou gelei het, want hy voer my voete weer uit die net wat al gesprei het. Kom ons sing saam Psalm 25, verse 4 en vers 7, daarna gaan ons saam lees uit die woord van die Here. God is goed in al sy handel, en sy pad is enkelrig. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Gods geheimnis is die liewe, vir wie wandel in sy vrees, en hy het sy verbond gegiewe, om vir hulle lig te wees. Kom my oë op die Heer, wat my so getrou gelei het, want hy voer my voete weer uit die net wat al gesprei het. Ons skriflesing vanoggend kom uit Jesaja hoofstuk 43. Ons gaan daar van die eerste 7 verse saam lees, en daarom dan ook vanoggend saam, vanuit ons belydenisskrif, die Heidelbergse Katekismus, Sondag 1, vraag en antwoord 1, dit wat ook 'n kerndeel van ons belydenis vorm, gaan ons dan daarmee saam ook bely. Kom ons lees saam Jesaja 43, vanaf vers 1, weer eens in die Afrikaanse 2020 vertaling. Maar nou, so sê die Here, jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, ek is by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba gee ek in jou plek. Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou liefhet, gee ek mense in jou plek. Volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou bymekaar. Ek sê vir die noorde gee, en vir die suide moenie gevange hou nie. Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, tot my eer het ek hom geskep, hom gevorm, ja, hom gemaak. Ons lees dit tot sover, en daarmee saam bely ons dan ook in Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig
en bereid om voortaan vir hom te lewe. Tot sover. Geliefdes, ons kyk terug op 'n jaar waar ons dikwels oorweldig is. Niemand van ons het 'n jaar gelede gesit en dit wat die jaar 2020 vir ons ingehou het, voorspel nie. Moeg, uitgeput, moedeloos, gefrustreerd. Die lys emosies hou net nie op nie. Daar was soveel uitdagings. Ons het dikwels gewonder, hoe gaan ons verby dit alles kan beweeg? Maar tog is ons hier vandag. Die Here het ons gedra. Hy het ons versorg. En dit bring ons dan op die punt waar ons dalk in swakheid in die geloof vra, hoekom? Hoekom is die Here so goed vir my? Wat het ek as sondaar mens gedoen om dit enigstens te verdien? Maar dit is nie wat ons vra stop nie. Wat gaan hierdie nuwe jaar inhou? Gaan ek oorleef? Gaan ek genoeg geld hê? Gaan ek uiteindelik my masker kan weggooi? Ons weet nie. Die antwoorde is nie so duidelik en voor die hand liggend nie. Daar is egter sekere dinge wat ons wel weet. Ons behoort aan God en hy sal ook met ons wees in die komende jaar, net soos wat hy nog altyd by ons was. En daarin lê ons troos. Ons eienaar verseker ons van sy troos en sorg selfs in tye van angs. Jesaja staan bekend as een van die groot profete. Ons kan die boek dan in 3 dele deel. Die eerste deel van Jesaja dien as 'n waarskuwing aan die volk en 'n oproep tot bekering. Die tweede gedeelte vertel dan van die ballingskap wat plaasvind omdat die volk nie gehoor gegee het aan daardie oproep tot bekering nie. In die derde deel van die boek Jesaja staan bekend as die troosboek. Van hoofstuk 40 af word die kosbare troos en herstel van God teenoor die volk vir ons duidelik gemaak. Hierdie troosboek kondig 'n besondere draaipunt aan in die heilsgeskiedenis. Die belofte van herstel, terugkeer en vervulling kom baie duidelik na vore. Maar dit is nie net hierdie herstel en beloftes van God wat aan ons troos gee nie. God openbaar homself op 'n besondere persoonlike wyse in hierdie gedeelte sonder om enigstens sy almag prys te gee. In vers 1 van Jesaja 43 word ons weer eens opnuut herinner van wie God is en hoe kosbaar sy betrokkenheid is in die ganse skepping, maar ook in die lewe van elke mens. God openbaar homself as die een wat vir Jakob geskep het en vir Israel gevorm het. God praat in hierdie gedeelte met sy volk as die een wat hulle gemaak het. Hy vat die volk terug na die begin van die ontplooiing van God se raadsplan, terug na die skepping toe, terug na die begin van alle dinge toe. En daarom maak God dit duidelik dat hy unieke seggenskap het teenoor sy volk. Hy is die een wat hulle gemaak het. Daar is geen ander skepper of vormeerder nie. En wanneer ons as mense vergeet dat God ons geskep het, dan faal ons in die mees elementêre beginsel van ons geloof. As ons vergeet dat God die een is wat ons geskep het, dan tuimel die res van ons geloof in mekaar soos 'n kaartehuis. God spreek sy volk aan en ook elke gelowige en vanoggend vir my en jou dat hy ons ook geskep het. Hy het ons gemaak. Ons het nie maar skielik net begin bestaan nie. Ons bestaan is nie afhanklik van 'n reeks toevallige gebeure wat gemaak het dat ek net skielik tevoorskyn gekom het nie. Die hele skepings- en vormingsproses is deel van die kosbare raadsplan van God wat my verseker dat my bestaan 'n direkte gevolg is van die werk van die Here. En daarom word die belofte gegee dat ons nie bang hoef te wees nie. Vir die volk in ballingskap klink dit dalk na 'n verregaande opdrag. Hulle bevind hulle self in ballingskap, binne in die vreemde heidenland van Babylon, vreemde taal, vreemde kultuur, vreemde godsdiens, vreemde norme en waardes. Dis heeltemal verstaanbaar menslik gesproke, dat hierdie volk bang is. Maar God herinner die volk
Ek het julle gemaak en gevorm. Daarom moet die volk nie bang wees nie. Die almagtige God, wat skepper is van hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob is by hulle. Dit is hierdie God wat hulle losgekoop het. Hierdie beskrywing van loskoop was algemeen bekend gewees onder die volk. Wanneer 'n slaaf sy vryheid wou bewerk, moes daar 'n losprys betaal word vir sy vryheid. En die vergoeding van slawe was egter so sleg dat dit byna onmoontlik was om enigstens jou losprys te kon betaal. Maar hierdie losprys was nie net vir vryheid nie. As iemand skuldig bevind is aan 'n misdaad, kon daardie persoon 'n prys betaal om so dan ook sy vryheid te bewerk of selfs sy lewe te kon loskoop, as dit die geval is dat hulle ter dood veroordeel is. En dit is duidelik dat God die een is wat die volk loskoop uit die ballingskap. Maar dit is nie waar die verlossingswerk van God stop nie, geliefdes. In en deur Christus word die prys ook betaal om elke gelowiges los te koop van die dood. God het ons vrygekoop. Hy het ons losgekoop. Hy het ons gered. God het ons nie net geskep en gevorm nie, maar ook losgekoop. Daar is dus dubbele eienaarskap. God het ons nie net gemaak nie, maar gekoop ook. Om 'n eenvoudige beeld te gebruik, 'n skilder is die een wat 'n kunswerk skep. Die kunswerk behoort dus aan die kunstenaar. Die kunstenaar het geen verpligting om die prys te betaal vir hierdie kunswerk nie. Maar tog is dit wat God doen. Hy betaal die prys ondanks die feit dat ons reeds aan hom behoort. Ons het dus nie aan iemand anders behoort voordat God ons losgekoop het nie. Maar ons was slawe van die sonde. Ballinge van ons eie sondigheid en verval van die mensdom. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Want ons behoort aan God. Hy maak dit 2 keer baie duidelik, sodat daar nie enige rede is vir twyfel nie. Ek het jou op jou naam geroep en aan my behoort jy. Dit is nie maar net 'n herhaling om te beklemtoon nie, maar 2 eienskappe word baie duidelik gemaak. God se eienaarskap is persoonlik, omdat hy die een is wat ons op die naam roep. Maar God se eienaarskap is ook seker, omdat God self bevestig dat ons aan hom behoort. God is self aan die woord, en daarom hoef daar by ons geen twyfel te wees oor die feit dat ons aan God behoort nie. Dit dien dan as die antwoord op ons vrees. En hierdie antwoord is juist die wyse waarop God ons troos bewerk. In die eerste vraag en antwoord van ons belydenis word die vraag gevra, waarvandaan kom ons troos? En die begin en einde van hierdie vraag is opgesluit in die wese en die werk van die drie-enige God. Troos is iets waarna elke mens op aarde soek. Gelowige en ongelowige verlang na troos. In tye van krisis en nood verlang ons na troos. Ons het in die week weer eens gehoor dat ons weer ingeperk word as gevolg van die pandemie. Daar is verskeie brandpunte in ons land waar baie mense siek is en mense hulle lewens verloor. Baie mense word oorweldig deur vrees en angs in hierdie tyd en word ons behoefte aan troos net soveel duideliker. Maar die troos waarna ons verlang is nie maar net sagte woordjies met 'n silwerrandjie mentaliteit nie. Die troos wat God beloof is ware troos. Troos wat aan ons kalmte en rustigheid gee. Troos wat aan ons moed gee in 'n moedelose tyd. Troos wat aan ons die krag gee om die stryd aan te pak in hierdie lewe. Die nood vir troos is 'n natuurlike nood as gevolg van die sondeval. Ursinus, die skrywer van die Heidelbergse Katekismus, beskryf troos as 'n teenwig. Dit wat weer balans bring. Die een kant van die weegskaal is gelaai weens die sondeval, hartseer, trauma, angs, onsekerheid, moedeloosheid. En dan is dit die kosbare troos van die Here wat hierdie skaal weer in balans bring. En die wonderlike wyse waarop God dit doen, is nie deur oppervlakkige troos nie, maar hy troos ons deur die bron weg te neem van dit wat ons van ons troos beroof. Hy bring aan ons troos deur Christus wat die sonde oorwin.
Die sonde wat by ons die nood kweek vertroos, word deur Christus aan die kruis oorwin, sodat ons volkome kan ontvang hierdie troos van die Here. Daar word vir ons 'n losprys betaal. Nie 'n losprys wat ons verlos van ballingskap nie, maar 'n losprys wat ons bevry van die ewige dood en die hel. En daardeur word die ewige lewe vir ons bewerk. Geliefdes, hoe troosryk is dit nie om dit te mag hoor nie. In 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5 maak Paulus dit duidelik watter kosbare waarde hierdie troos en bemoediging vir ons inhou. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerhande verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Want net soos Christus se lyding oorvloedig oor ons kom, so is ook ons bemoediging oorvloedig deur Christus. Wat is duidelik word, is dat die weegskaal wat ons vroeër genoem het, nie maar net in ewewig gebring word nie. Maar ons troos is so oorvloedig in Christus, dat ons so versterk word, omdat hierdie troos soveel krag en bemoediging in ons opwek, dat hierdie lewe se uitdagings geensins vergelyk kan word daarmee nie. Dit kan seker geensins vergelyk word met die hoop van die ewige lewe en die lewe hierna nie. Hierdie troos is nie net vir ons saligheid en verlossing nie, maar hierdie troos strek tot eer van God. As eiendom van God ontvang ons die wonderlike troos dat ons nie hoef bang te wees nie. Riviere sal ons nie wegspoel nie, vuur sal ons nie brand nie. Nie omdat ons immuun is teen enige uitdaging nie, maar omdat God God is. Hy is die Here. Hy is by ons, ondanks die moeilike omstandighede waardeur ons moontlik beproef kan word. Soos die jaar wat verby is, gaan ons ook in die komende jaar getoets en beproef word. In ons eie krag kan ons nie staande bly teen hierdie beproewings nie. Maar God is ons God. Hy is by ons. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Maar God is nie net ons maker en ons vormer nie. Hy is ook ons redder. Hy is die een wat ons red. Hy red ons spreekwoordelik vanuit die kloue van die dood. In vers 3 lees ons dat nasies gegee word as losprys vir ons. En so word ons losgekoop. Maar in hierdie tyd wat verby is, het ons ook die volmaakte losprys gedenk. Die offerlam wat in ons plek gesterf het. En juist in hierdie Kerstyd het ons die sekerheid gekry dat hy mens geword het. So seker soos wat God jou gemaak het en dat jy aan hom behoort. Net so seker het Christus na die wêreld toe gekom en mens geword, sodat ek en jy kan juig oor die redding wat daarmee gepaard gaan. En weer eens vat dit ons terug na die vraag toe, wat ons in die begin van mekaar gevra het, maar hoekom? En God self gee dan vir ons die antwoord in vers 4. Jy is kosbaar vir God. God het jou hoog geag. God het jou lief. Hoe troostryk is hierdie woorde. Die skepper van hemel en aarde, wat elke teken van lewe geskep het op hierdie aarde, het jou so lief en ag jou so hoog, dat hy bereid was om sy seun in jou plek te gee, en deur sy menswording kon hy die volkome lyding en straf op hom neem, sodat ek en jy verlos kan word. Geliefdes, daarom kyk ons vanoggend terug, op 'n jaar waar God gesorg het, en sy liefde aan ons duidelik gemaak het. En net so seker sal hy ons ook dra en bewaar in die jaar wat kom. Hy is steeds ons skepper, hy is steeds ons maker, en hy is steeds ons enigste redder en die bron van vrede en troos vir elkeen wat God van harte lief het. Kom ons vat saam. Jou maker, jou vormer en jou verlosser het jou lief. Hy het jou gered. Hy troos jou. Hy dra jou. Hy beskerm jou en hy bemoedig jou. En daarom kan ons in die nuwe jaar ingaan en aanpak met die ywer om diensbaar te wees in die hand van die Here.
Die nuwe jaar is 'n onsekere tyd. Maar een ding staan vas. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag weer die troostvolle woorde van die evangelie mag hoor. Dankie dat U ons herinner, dat U ons gemaak het, dat ons aan U behoort, dat U ons losgekoop het, dat U ons verlos het, dat U ons gered het. Dankie dat dit ons baken van hoop is in donker tye. Dankie dat dit ons troos is in tye waar ons bang en onseker en angstig is. Wil U met ons wees in die jaar wat voorlê, dat ons aan hierdie troos sal vashou. In onsekere tye dat ons na U toe sal gryp, want in hierdie tyd is U seker, U is vas en U is ons rots. Gee ons die krag deur U Gees om dit wat ons aanpak hierdie jaar, as gemeente, as gelowiges, as arbeiders in die werksmag, as huweliksmaats, as ouers, as kinders, dat dit alles tot U eer sal strek, dat U daarin verheerlik sal word, en U kerk daarin uitgebou en opgebou kan word. Ons bid hierdie dinge in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord op die woordverkondiging wat deur saam te sing, Skrifbybel 11:2. Hier gaan ons saam sing vers 3 en vers 4. In vers 4 kry ons weer die wonderlike oproep, o vrees nie, klink God se woorde, ek roep jou nageslag. En die kosbare 2 reëls aan die einde van die vers, dat die Here sy kinders sal vergader. Daar die volle kindersom, wat God bestem het vir die grondlegging van die wêreld, om vir hom 'n volk te wees, tot in alle ewigheid. Kom ons sing saam Skrifbybel 11:2, verse 3 en vers 4. Daarna gaan ons saam bid om die seën van die Here. Die volk wat jou verdruk het, Egipte Sebakus, aan wie ek jou ontruk het, is losprys vir jou rus. Uit liefde laat ek lewe en wil ek jou behou. Gee ek mense vir jou lewe, gee ek volke prys vir jou. O vrees nie, klink Gods woorde, ek roep jou nageslag. Van oos, wes, suid en noorde, versamel ek in krag. Laat al my skepsels nader, van verre vertes kom. My kinders sal vergader, my volle kindersom. Kom ons bid saam. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.